Nou ja, deesdae, as jy die Joodse staat, enigiets oor die Joodse staat publiseer, word jou video's afgehaal. En dit het te doen met hierdie nuwe propagandaveldtog wat ons sien, wat hulle nou van openlik praat, in die Joodse staat. Van nou af moet ons praat van the Blue State. Onthou nou, as Deborah praat van die Blue State, dan moet jy weet, dis daai plek daar in die Midde-Ooste waaroor jy nie mag praat nie, want as jy oor hulle praat wel, dan is jy in die moeilikheid en word jou video's afgehaal. Want hoekom? Jy mag hulle nie kritiseer nie. Nou, hoekom mag jy hulle nie kritiseer nie? Onthou, daai ou wat jy nie mag kritiseer nie, is gewoonlik die ou wat in beheer is van die wêreld. Dit is hoe dit werk. Ek kan die Katholieke Kerk kritiseer, ek kan die ANC kritiseer, ek kan selfs ou Donald Trump kritiseer, ek kan selfs ou Koning Charles kritiseer. Dis reg, maar ek kan net nie hulle kritiseer nie. Ek mag ook nie hulle skades en skandes uit te hang vir die wêreld, hulle vuil wasgoed nie. Maar, nou sien ek hier is nuus. Die propagandaveldtog wat hulle hierdie jaar wil loods vir die Blue State is $620 miljoen. En dit is 'n opskrifie wat jy kan gaan kry daar in die koerant. Israeli PM says $620 million spent to counter genocide propaganda. En die rede vir die krisis is dat die wêreld begin wakker word het en begin deur hierdie baie stories wat die Blue State vir ons verduidelik en vertel en oor die nuusmedia vertel, die mense het begin deur dit sien. En TikTok het 'n baie groot bydrae gelewer hiertoe. Want die TikTok app was nie beheerbaar nie. Dis nie 'n Amerikaanse app nie, dis nie 'n Blue State app nie. Met die gevolg is, die mense het TikTok gebruik om werklik te wys wat op die grond aangaan. Plus om belangrike inligting deur te gee, goed wat al verbied is op YouTube en op ander plekke soos Facebook, wel, dit was op TikTok beskikbaar. Maar nou ja, was die plan om TikTok dan nou oor te koop, sodat, ek dink Larry Ellison het nou gesê, hy gaan nou TikTok oorkoop, en dan gaan hulle natuurlik baie streng optree teen enige tipe kritiek of openbaarmaking van wat die Blue State doen. Nou, waar kom al hierdie geld vandaan om 'n propagandaveldtog te voer? Wel, hierso staan dat hulle in die laaste, in 'n 10 jaar lange Memorandum of Understanding, signed in 2016 to give Israel $3.8 billion a year, is set to expire in 2028. Now they are asking for a 20-year-long Memorandum of Understanding. En dan, dis wat hulle soek. Hulle het $3,8 biljoen gekry. Dit word nie aan hulle geleen nie. Dis Amerikaanse belastingbetaler geld, dit word aan hulle gegee. En so nou soek hulle natuurlik, hulle het natuurlik meer ook gekry, hulle het extra gekry sedert die oorlog van 2023 wat daar begin het teen Gaza. En die nuutste van hulle om hierdie krisis met hulle propaganda te hanteer is om die evangelical pastors te vlieg na die Blue State toe en daar kry hulle om daar voor die groot muur, dan kan hy ook wieg in 'n briefie insit daar by die groot muur en so gaan hulle daar breinspoel sodat hulle vir die Blue State kan optree en die Blue State se saak kan dra en die Blue State se propaganda aan hulle gemeentes kan verkondig. Nou wonder 'n mens by jouself, is die evangelical pastor nie veronderstel om Jesus Christus te verkondig nie? Het ons te doen met die koms van 'n nuwe geloof hierso? Want dit lyk so. Want onthou die Blue State haat Jesus Christus. En hulle sê hy brand in sy eie ekskrement in die poel van vuur, in die hel. En sy moeder is 'n hoer. So, ja, hierdie is iets wat nou na vore kom. Nou, die Bybel praat baie duidelik dat daar bedrog gepleeg word in hierdie tyd. Hy praat spesifiek al in die tyd van die Bybel dat daar 'n bedrog is, 'n leuen is wat reg oor die wêreld hardloop, en hy noem dit so Openbaring 2 vers 9. Ek ken jou werke en jou verdrukking en armoede,
maar jy's ryk in die lastering van die wat sê dat hulle Jode is, en dit nie is nie, maar 'n sinagoge van Satan. So, wie op hierdie aarde sê hulle is Jode? En wie op hierdie aarde laster Jesus Christus? En wie op hierdie aarde doen op hierdie stadium alles in hulle vermoë om die westerse evangeliese bediening, die westerse kerke wat gebaseer is op Christus, so op te lei, te indoktrineer, dat hulle eerder die saak van die Blue State sal dra, as wat hulle die saak sal dra van Jesus Christus. Want die Blue State in Jesus Christus is nie versoenbaar nie. Ek gaan 'n video hierby sit, dan kan jy sien hoe ernstig die Blue State hierdie saak hanteer. En daarom moet ons verstaan, ons gaan baie dinge begin sien in die media. In so 'n mate, ek sien dat hierdie The Jerusalem Post, nou weet ek nie wanneer was dit nie, dit was in die opinion blad, anti-Semitism must be criminalized before it's too late opinion. En dit het alles te doen met die kritiek oor die Blue State. Mag hulle nie kritiseer nie, dan is jy antisemities. Reg. Wie die Semiete is vandag, dit is 'n goeie vraag, nou. Wie is die Semiete vandag? Want ek dink nie dit is hulle nie. Maar hoe dit ook al sê, dit is die narratief wat gehardloop word reg oor die wêreld. En kyk maar 'n bietjie hierdie video. We are going to train 100,000 Christian ambassadors to be ambassadors in their own country for the state of Israel, to defend Israel's brand and to combat anti-Semitism. Now, the beautiful part about this is we're partnering with Blackboard. Blackboard is the largest platform in the world, serving Harvard, Yale, all the major universities. The vice president of Blackboard is here. It's a $2.3 billion company. Would you stand, please? Would you give him a hand? Using adaptive learning technology. So we'll train these wonderful Christian evangelicals so that they can fulfill what I am doing for the state of Israel. Secondly, we're creating FOSS-I, an online academy to train tens of millions of evangelicals. The power of the evangelical muscle is enormous. It represents almost 1 billion people. But no one ever harnessed it. And we're doing that here. We're creating the first evangelical think tank, the first evangelical research institute, so the state of Israel will know who they are and how they can contribute to the state of Israel. We're, of course, a social network campus and much more. So that's exciting for us. The second thing I want to announce is in our Friends of Zion Museum, we are going to build the Donald Trump exhibition. No president in American history has done more for the state of Israel than Donald Trump. The Media Center is indeed a gift to Israel. You can use it, Ambassador Friedman. You can use it for any event you want for the foreign ministry, etc., because we are doing this all for Israel. It's all about Israel.